Wel, goeienaand, julle wat nou op YouTube kyk. Gee net 'n oomblik aan, soos altyd ek skakel net gou live in op Facebook. Ek hoop die klank is reg. So dan kan ons begin. Daar sê. Goeienaand geliefdes, dit is Dion Allers en dit is my ekskuus tog. Dis my voorreg om met julle te kom kuier. En op hede van hierdie making van hierdie video, dit is nou die 8ste Mei, oor 2 dae verjaar my seun Joshua, en dan oor 3 dae verjaar my aanneem seun Leefie. So, prys die Here daarvoor. Dis die 8ste Mei van 2025 en dit is nou net na 7:30 in die aand. En nou net is die paus gekies, en ek noem dit maar net, want dit is interessante nuus wat nou net aangebreek het. Die paus is gekies, Paus Leo is sy naam. En wat baie interessant is, en wat vir my net interessante nuus is. Maar dit daar gelaat, kom ons kom by die onderwerp uit waarvoor ons almal ingeskakel het. En dit is om vanaand te praat oor natuurlik hierdie taboe reeks, en soos altyd wil ek net vra, as julle inskakel, gee net die video 'n thumbs up, as julle op YouTube kyk, subscribe en klik op die notification klokkie, sodat jy altyd op datum kan bly wanneer daar 'n preek opgelaai word. Maar asseblief as jy hierdie video nou kyk, gee hom 'n like, kommentaar iets, lewer iets in die kommentaar, dit help om die algoritmes aan die gang te kry, en ek sal dit baie waardeer. Prys die Here daarvoor. En vanaand gaan ons aangaan met die taboe reeks. Nou, dit was 'n rukkie wat ek nou nie gepraat het nie, want as gevolg van eksterne faktore wat nou nie in my, wat ek nie kan help nie, soos my ma wat, julle baie mense weet, my ma wat bietjie deur 'n moeilike tyd gaan, en ons is daar vir haar met haar gesondheid. So vanaand wil ons graag praat oor wat die titel is van hierdie boodskap, en natuurlik dit is weer eens die taboe reeks. En ek wil sommer by die intrapslag asseblief vir almal vra, moenie net hier kyk as jy nog nie ten minste van episode 8, 7 of 8 afgekyk het nie. As jy nie van episode 8 al afgekyk het nie, ten minste, moenie verder kyk nie, want dan gaan al hierdie dinge nie vir jou moontlik sin maak nie. So begin om dit reg te kyk, en dan natuurlik begin om die reeks te volg, hierdie taboe reeks, en ek hoop dit is vir julle 'n blessing, ek hoop dit bring vir julle bietjie diepte, en dit maak dinge vir julle oop, en alle eer aan die Here Jesus Christus daarvoor. Maar vanaand gaan ons praat oor die engel van die dood. Nou natuurlik, die skrifgedeelte verwys na wat gebeur het in Exodus. En ons gaan nou daarna kyk, na toe die aand van die Pasga, toe dit aangebreek het, het die Here gesê dat moet julle die bloed op die deurlintels smeer, sodat wanneer ek ons gaan nou die woord gaan kyk, en ons gaan kyk wat dit in die Hebreëus is. Ek wil nou nie myself vooruit hardloop nie, en het hy gesê, ons gaan nou hom stuur, en ons gaan kyk wie is die identiteit van hierdie engel, en dan natuurlik ook die engel wat voor Biliam gestaan het, en met dit gesê wil ek net noem dat met die vorige sessie het ek gepraat oor die twee, soos wat Alan Seagull dit noem, the two powers in heaven. Ek het die boek het ek verlede week uitgehaal en vir julle gewys, van Alan Seagull, wat 'n rabbi is, tot sy dood toe was hy 'n rabbi gewees, was hy 'n Jood gewees, en hy het geleer dat ons het altyd geglo aan die two powers in heaven, en hoekom teach ons dit nie meer nie, wat het gebeur, en dit is heel toevallig, dat met die eerste eeu, met die draai van die eerste eeu, het daar die lering, of die eerste, kom ons sê in die eerste eeu, het daar die lering begin wegval, and surprisingly, that's also when Christianity started. So, dit was vir hulle 'n moeilike pil om te sluk, maar dit daar gelaat, ek het verlede week daaroor gepraat, en ek sal miskien in die boek, nie miskien, as die Here wil, die boek sal ek graag dan net, as die Here wil, sal ek daarop uitbrei, en ek het gepraat oor die engel van die Here, en ons gaan vanaand weer eens daaroor praat, maar ons gaan op 'n bietjie
'n bietjie kyk na wat die woord van die Here sê ten opsigte van ander skrifgedeeltes, nou net om gou hy sagte ware reg te kry, sodat ons kan inspring, en vertel jou vriende van hierdie taboe-reeks, asseblief vertel hulle hiervan, en laat hulle hierdie taboe-reeks ook deelagtig word, en dit geniet, en dat hulle dit sommer van die begin af sal kyk, en dat hulle dit kan, soos ek sê, soos ek noem, dat hulle dit kan geniet, en prys die Here daarvoor. Right, so kom ons gaan sommer eerste na wat net as 'n recap wat ons verlede week gesê het, dat die woord van die Here gebruik, die woord dat dit is die Here wat sy volk uit die wildernis uitgelei het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en hulle gebring in die beloofde land. Maar die woord van die Here gebruik verskillende terminologie om dit te verduidelik. Kom ons gaan sommer na die eerste gedeelte toe, is dat ons kyk in Exodus, as ons oopmaak in Exodus 23, dan lees ons hierdie gedeelte waar die Here vir Moses hierdie sê. Hy sê daarso in vers 20. Kyk, nou dis die Here wat aan die woord is. Kyk, ek stuur 'n engel, en die engel is met 'n hoofletter gespel, ek hoop julle kan daarso sien, dat, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring, wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom, en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, en hy is weer eens met 'n hoofletter hom gespel, soos julle kan sien. Waar is hy nou? Neem jou in ag ter wille van hom, wees nie wederstrewig teen hom, daar's die hom, nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Nou, hierdie is nogal 'n baie bekende ding in die Jodendom, die naam van God, wat hulle vandag in Judaism, they will say Hashem instead of Adonai, or they will not even mention the holy name of God, because they say it's too holy to mention. Vergewe my Engels tussendeur wat ek bietjie praat, maar ek dink in Engels ten opsigte van al my studies en so anders in Engels. So, they would not mention, hulle sal nie die naam van God noem nie, maar hulle sal in die plek van die naam van God, sal hulle sê Hashem, wat beteken the name. Nou, let op wat sê die woord van die Here. Hy praat van die entiteit, hierdie engel. Hy sê, neem jou in ag ter wille van hom, en luister aan sy stem, en wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie. Okay, so duidelik is hierdie nie net 'n engel nie, hierdie is die woord van die Here maak het duidelik dat hierdie engel het die mag om sondes te vergewe, want hy sê, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie. Hoekom? Want my Shem, my naam is in hom. So, wie is dit wat Israel dan uit Egipte land uitgelei het volgens hierdie skrifgedeelte? Wie is dit? Is dit nou die Here? Is dit sy engel? Is dit sy naam? En ons gaan nog versgedeelte kyk. Kom ons kyk na Levitikus hoofstuk 11, en ons gaan daar na hoofstuk 11 en dan vers 45 toe. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy spreek daar vanaf vers 44 en hy sê, want ek is die Here julle God, toon dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Nou sê die Here verder, hy sê, want ek is die Here, hoofletter Here wat vir ons verwys, dit is die Afrikaans spel het hoofletters Here, maar in die Hebreëus, soos julle weet as julle die program volg, is dit die heilige naam van God. Want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dadelik vra jy, is daar 'n kontras in die skrif, want die een sê die engel het Israel uit Egipte land uitgelei na die beloofde land toe, maar hier sê Levitikus 11 vers 45 dat dis God self wat hulle uit Egipte land uitgetrek het. Wel, it gets even more confusing, nie rarig nie, ek sê dit nou maar net ten opsigte van om 'n punt te maak, daar in vers 35 van Deuteronomium 4, sê die Here daarso, jy self het dit gesien
dit te sien gekry, dat jy kan weet dat ek die Here jou God is. Daar is geen ander buiten hom nie. Uit die hemel het hy jou sy stem laat onderrig en jy op die aarde, ek wil net die vorige vers lees, ek dink hy is in Engels, kom ons lees in vers 34. Hy sê dan vers 33, het 'n volk die stem van God uit die vuur hoor spreek, soos jy gehoor het, en in die lewe gebly? Of het 'n God probeer, Elohim, vir daai woord God, probeer om vir hom 'n nasie uit 'n ander nasie te gaan neem, deur versoekinge, deur tekens en wonders, en deur oorlog, en deur 'n sterkte hand en 'n uitgestrekte arm, en deur groot skrikwekkende dade, soos die Here julle God julle voor jou oë in Egipte land gedoen het. So duidelik weer eens praat dit van dat hierdie is, kom ons gaan dit aan met die versgedeeltes, jy self het dit gesien gekry, en dat jy kan weet dat die Here God is, daar is geen ander buiten hom nie. Met ander woorde, no one is greater than God, than Yahweh. Uit die hemel het hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig, en op die aarde het hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor. Jammer, ek lees so snaaks, dis net, die woorde is verskriklik groot hier op my skerm, vir julle lyk het reg daai kant, maar hier waar ek lees is dit verskriklik groot. Ok, vers 37. En omdat hy jou vaders lief gehad het, en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hy self jou deur sy grote krag, kom ons kyk wat sê die ESV, vers 37. And because he loved your fathers and chose their offspring after them and brought you out of Egypt with his own presence. Daai woord presence dit is nie regtig nodig dat ek nou so toe gaan in Deuteronomium 4 nie, maar nietemin, daai woord presence beteken God se letterlik se teenwoordigheid, wat hulle uit Egipte land uitgelei het. Driving out before your nations greater and mightier than you, to bring you, to give you their land of inheritance as it is this day. Met ander woorde, een skrifgedeelte sê, dit is die engel van die Here, soos byvoorbeeld in in Joshua 2 vers 1, kyk wat sê Joshua 2 vers 1, ons het nou in Exodus gekyk, maar kyk verder in Joshua 2 vers 1, ek dink is, nee, ek sê, dis Judges, jammer. Toe trek die engel van die Here van Gilgal na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte land laat optrek. Kom ons lees dit net weer. Toe trek die Malach ha-Elohim, nee, hierdie is Malach ha-Yahweh, die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat julle vaders met 'n eed beloof het en gesê het, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie breek nie, maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie, hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie, wat het julle nou gedoen? So wie is aan die woord? Duidelik die engel van die Here, en ek het verlede week nogal in detail daaroor gepraat. So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode, hulle Elohim, 'n stryk vir julle. So weer eens het ons hierdie, is dit nou die teenwoordigheid van die Here, is dit die engel van die Here, is dit die Here self, wie is dit? En die antwoord is absoluut ja. Dit is ja, dit is, en ek wil dit duidelik stel, en dit het te doen met verlede week se preek, dat ek glo nie en ons glo nie, as kinders van die, as Christene, glo ons nie aan modalism nie. Modalism beteken God appears in three modes. First as the Father, then as the Son, then as the Holy Spirit.
en dis verskillende modes wat ons glo nie aan, ek weet nie eens waar kom mense aan daai leerstelling nie, dat daar's modes waarin die Here homself opereer. Dit is nie so nie, daar is duidelik, as jy die verlede week se boodskap ook gaan luister, daar's duidelik hierdie twee kragte wat, soos Alan Seagal noem, die twee kragte in die hemel, die engel wat spreek, maar tog die Here ook daar, en so kan ek nou vir julle voorbeelde gaan wys, selfs uit Rigters hoofstuk met Gideon, met Rigters hoofstuk 6 uit, kan julle gaan lees, toe die engel van die Here was by, en ek gaan dit net vir julle, ek gaan dit nou nie lees nie, want het gaan te veel tyd opneem, toe Gideon onder die boom was besig om daar, hy was besig op oomlikse tyd, then the angel of the Lord appeared unto him, die engel van die Here het voor hom verskyn en gesê dat, geseënd is jy dapper held, en hy sê, ag Here, as ek dapper, hoekom het hierdie dinge met ons volk gebeur, ensovoorts, 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 en die engel is die hele tyd aan die woord om te praat, en Gideon sê toe op 'n tyd vir die engel, sê hy, dat as ek genade in die oog gevind het, laat my asseblief gaan om vir iets te berei. Ek gaan net 'n gedeelte daarvan lees. Kom ons kyk daar wat sê hy in vers toe het Gideon, hy het vir hom gesê, asseblief, moenie, kom ons lees al vanaf vers 18, verwyder u tog nie hiervan voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Toe sê hy, ek sal bly totdat jy terugkom. Nou dis die engel wat in die woord is, dat ek sal bly totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei en van 'n eva meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi. En hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby gesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit, en hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen, hoor nou wat sê die woord van die Here, intussen het die engel van die Here, daai Here is in hoofletter geskryf, Jahwe, toe die engel van Jahwe verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, Malacha Jahwe, toe dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here van gesig tot ek het die Here gesien, ekskuus tog, ek gaan dit net weer vers 22 lees. Toe het Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. So hoekom vrees Gideon? En intussen tyd, wat het nou gebeur? Gideon het die vleis en wat ook al ongesuurde brode het daar neergesit, en die engel van die Here het sy staf uitgesteek na hierdie meal, na die maaltyd toe, en hy het aangeraak en dit het verteer. En die Bybel sê intussen, ek meen die Bybel is baie duidelik oor wat gebeur het. Ek gaan dit weer lees. Daarop steek die engel van die Here die punt van sy staf wat in sy hand was uitdraak en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur uit op die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Hy het verdwyn. Dis baie duidelik, hy het verdwyn. Okay? And the angel of the Lord vanished from his sight. So, op baie oomblik is die engel van die Here weg. So, toe Gideon dit bemerk, toe raak hy nogal angsbevange daaroor. En hy sê toe, ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, want jy sal nie sterwe nie. Eerste observasie wat ek wil maak is, dat, wat sê die Here vir hom? Die Here sê vir hom,
vrees nie, want jy sal nie sterwe nie. Geliefdes, vir watse rede sou Gideon en die mense van die Ou Testament, die volk van die Here, waarom sou hulle gevrees het, as hulle net 'n gewone engel gesien het? Wat was die verskil, en ek het daaroor gepraat in die verlede video's, wat was die verskil gewees? Die rede hoekom hulle sou gevrees het, is want hy is uitgedink, ek het die Here, ek het God gesien, en niemand kan my aangesig sien en bly lewe, sê die Here nie. Okay, so, hy het gevrees, maar daar's iets wat hier gebeur, wat mens net oorlees, en mens kyk nie daarna nie. En hier is weer daai 2 maar 1, 2 but 1, kyk wat gebeur. Die engel van die Here het van sy aangesig verdwyn, het gegaan. En wat sê, toe hy, die aangesig van het verdwyn, en Gideon het bemerk dat het die Here was, 'n engel van die Here was, en hy het gesê, Here, want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig. Vers 23 sê, maar die Here sê van vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Nou, ek tog die engel van die Here is weg, nou wie praat nou hier met hom? Was dit 'n audible stem gewees? Of dit is eintlik retories, maar hier is die engel van die, ek het verlede week gepraat oor die engel van die Here en wie hy werklik is, en ons het gesien dat dit werklik die pre-incarnation van die Here Jesus Christus is, en dit is duidelik om te stel, Jesus is nie 'n engel nie, Jesus is die seun van die Bybel, Hebreërs 1 sê dit baie duidelik, hy is hoër as al die engele, dat Jesus, maar in die Ou Testamentiese vorm, een van die wyse hoe, en ek het daaroor gepraat, gaan kyk na verlede week se video, en na die week voor dit ook, om dit te verstaan, so ek gaan nie nou weer daarin gaan nie, maar hierso sien ons dadelik die 2 figure, die ene verdwyn en die ander ene bly by Gideon staan, en sê vrees nie, want jy sal nie sterwe nie. Maar Gideon het gevrees vir hierdie ene wat gegaan het, hoekom? Want hy het gesê, ek het die Here gesien, ek het die Here gesien, ek gaan doodgaan, ek het die Here gesien, ek het die engel van die Here gesien, hy het verstaan, het was die Here gewees, maar die engel van die Here verdwyn, en hier staan die ander ene en sê, dat die ander, soos Alan Siegel dit stel, the 2 powers in heaven, om het in baie respect te sê, the other powers stood there, and said, you will not die, but one of them left, 2 but yet 1, 2 but yet 1, selfs in die 4 van, in die braambos, as jy kan onthou, ons noem het die braambos, maar die brandende bos, daar in Exodus hoofstuk 3, kan jy gaan lees, toe Moses, toe sê die Here van trek uit jou skoene, maar as die engel van die Here wat uit die vuur uitroep, was die engel van die Here was in die bos gewees, maar die Here, dit lyk of die Here, ek het verlede week dit oop, het ek ver stil gestaan, vir julle, dis asof die Here hier van die ander kant van die vuur af, hier van die kant af met hom praat, maar tog is die Here in die vuur ook, 2 but yet 1, en baie mooi duidelike introduction in die 3 eenheid van God vanuit die Ou Testament, wat baie interessant is. So, ek hoop het maak sin tot dusver, en ek gaan nou by dit ook uitkom. So, om dan te verduidelik wie hierdie engel van destruksie is. Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 12 toe, en ons gaan lees daar saam, wat die woord van die Here sê. Nou, julle sal onthou, dat die Here het vir hulle gesê, dat die bloed wat julle op die deurposte smeer, hoor wat sê hy daar, ek gaan sommer vanaf vers 11 lees, dat ons die konteks net reg kry, en dat ons die konteks verstaan, en dat julle dit sal, raak sien. En so moet julle dit eet, hy praat van die pasga, die paaslam wat hulle moet eet, en hulle moet ook ongesuurde brood, mag geen gegiste brood nog by hulle gehad het nie, alles moes verbrand gewees het voor die pasga, maar nietemin, en so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, bedoelend terwyl hulle die pasga eet, die paaslam eet, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, baie hastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte lang trek, nou kyk nou wie's aan die woord, hy sê, want ek sal. So wie trek deur Egipte land in daardie aand?
Wie is aan die woord hierso? Dis die Here wat aan die woord is. Hy sê, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en alle eersgeborenes in Egipte land tref. So dit is duidelik dat die Here sê dat die eersgeborenes gaan ek tref. Van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen onder al die gode van Egipte, ek die Here. Ek moet nog praat oor dat die 10 pla in Egipte was gefokus gewees op die gode wat die Egiptenaars aanbid het. So ek dink miskien volgende week kan ons miskien by dit stil staan as die Here wil. Ons sal kyk, miskien, ek wil net graag oor die engele eintlik klaar maak, so miskien sal ek volgende week praat oor Michael en Gabriel en so aan, en dan sal ons praat oor die 10 pla en wat die Here eintlik daar gedoen het aan die Egiptenaars. So, hy sê ek sal strafgerigte doen aan die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, met ander woorde die bloed van die lam sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit tot 'n fees van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte en julle ewige insettinge moet julle hierdie vier. So dit is duidelik wat die Here nou hier vir hulle sê, kom ons gaan 'n bietjie aan, en hy sê vir hulle, julle mag geen suurdeeg eet nie. In vers 21 sê die woord van die Here, Moses het toe al die oudstes van Israel roep en vir hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga en neem 'n bos hierop en steek dit bloed in die skottel en stryk dit aan die bodrumpel en aan die deurposte van die bloed wat in die skottel is, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis gaan tot die môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Ek meen mense, dit is baie duidelik wie deurtrek. Die Here gaan deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien bo aan die bodrumpel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toe. Wow, hierdie is te veel. Ons moet weer vers 23 lees, want daar klaar sies my kop. Omdat ek tension in 2, ek noem dit maar 'n tension, daar's tension tussen 2 woorde, en dis maar net my beskrywing om dit te beskryf. Kyk wat sê vers 23 weer. Moses aan die woord, en hy sê, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrumpel en aan die deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Ek tog dis dan die Here. Wie sê die verderwer nou in die figuur? Kom ons kyk nou wat sê die ESV. For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and the 2 doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer. Die wat? Do not allow the destroyer to enter your house to strike you. Is dit nou die Here of is dit die destroyer? En wie is hierdie destroyer? Dit klink vir my soos 'n tension tussen 2 figure. Kom ons gaan hier na my ordentlike Bybelsagte waartoe. Is julle nog met my? En dan gaan kyk ons wat sê die Hebreëus. Ek hoop julle sien hoe my gedagtes funksioneer. Wel, julle sal nie sien hoe dit funksioneer nie, maar dat ek let op dinge. Ok, kom ons gaan kyk daar in ons is in vers 21, as julle kon onthou. Ok, mense sal praat van die doodsengel of die engel van die dood of die destroyer in Engels. Is dit, dan is my vraag is, ons gebruik hier die terminologie, die doodsengel. En dit is ook my titel, nee, die engel van die dood. So, wie is dit nou die engel van die dood? Is dit die Here? Want die Here sê duidelik, ek sal deur Egipte land trek en ek sal hulle tref. Ek sal eersgeborenes tref. Dis ek. Die Here maak dit baie duidelik, dis die Here en hy's hoofletters, dis die Here, dis die heilige God van Israel. Dis die skepper God. Dis nie net enige Elohim nie, vir die van julle wat die taboe-reeks volg. Dit is God. Maar tog sê hy, en ek gaan dit in die Engels lees,
sê hy daar, en hy sê daar in vers 21, Then Moses called all the elders, en ek hoop julle kan daar sien, Moses called all the elders, Then Moses called all the elders of Israel and said to go to them, Go and select the lambs for yourself, according to your clans, and kill the Passover lamb. Take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and touch the lintel and the 2 doorposts with the blood that is in the basin. None of you shall go out of the door of his house until the morning, for the Lord. Yud He Vav He. Dit is dis the Lord. Ek meen dit is dis om hierdie ook net vir julle groter te maak. Dit is die heilige God van, ek meen dit is die skepper God. For the Lord will pass through to strike the Egyptians. And when you see the blood on the lintel and the doorpost, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. Now, what does that mean, the destroyer? En daar het ons die woord daarbo wat dit beteken. Die woord vir 'n destroyer is mashit. Onthou, ons probeer nou vasstel, die eerste plek is, wie het die eersgeborenes geslaan? Van die mense af, enige eersgeborene. Soos byvoorbeeld, ek is die eersgeborene, my pa sal oorlede, maar ek is die eersgeborene, so met ander woorde, ek sou gesterf het, al is ek oor my 40s, of wat ook al, nou nie ver oor nie, maar al is ek hier by my 40s, sou die Here my getref het. Nie my suster nie, want sy is nie die ou, verstaan, dis nie net kinders nie, ons het hierdie sonnaarskool prentjies, ons verwesterde mindset, is een van ons grootste hindernisse om die Bybel werklik te verstaan. Want ons kyk na 'n verwesterlike oog daarna, en ons probeer sin maak van dinge, terwyl die Bybel nie geskryf is aan of vir verwesterners. Wel, die Bybel is geskryf sodat ons is vir ons gegee, maar die Bybel is geskryf aan 'n sekere gehoor, en hulle sou presies geweet het, as hulle later gelees het, die eersgeborenes van mense sowel as van diere, maak nie saak jou ouderdom nie, maar dit daar gelaat, dat ek nou weer aan 'n rant gaan daaroor nie, maar die punt wat ek hier probeer maak, is vir my, en ek sien iemand sê daar, dit klink soos die duiwel, maar dit bring 'n kontras in die skrif. Want nou gaan iemand sê, is dit die Here wat hulle getref het, of is dit die destroyer? En as dit die destroyer is, wat is hierdie destroyer? Is dit iets wat saam met die Here beweeg het? Dis vraag wat ons vra. En nou sê hy, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer. The destroyer is mashit. Mashit is die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir destruction. Okay? The destructor of the destroyer, soos hier onder staan. The destroyer. So, nou is my vraag, waar kry ons nog hierdie woord mashit in die Bybel? Want ek wil agterkom, wie is hierdie mashit? Okay, ons sien dit in Exodus, vir julle wat hier kan lees, ons sien dit in Exodus 12 vers 13-23, maar dan sien ons dit op 'n ander plek ook. Ons sien dit in 'n paar plekke inteendeel. En jy moet verstaan dat in die Hebreëus, en ek gaan nie nou daarin gaan nie, maar ek het al die semanties verduidelik in die verlede, as jy kon onthou, van hoe dat die Hebreëse woorde morfologie is, jy kry meervoud, nou jy kry die selfstandige naamwoord, jy kry meervoud, jy kry werkwoord, jy kry al hierdie dinge. So hierdie woord is die woord wat weer eens destroyer, maar nou wil ek kyk, waar anders te kry ons daai woord in Hebreëus, kry ons in die Bybel, en waar word hy gebruik, en dan kon ons agterkom, wie is hierdie destroyer?
Okay, so kom ons kyk daarna. As jy reg daarvoor, is jy nog met my? Sê net iets aan die kommentaar. Sê net, nee ek is nie, wat ook al. Okay, so kom ons gaan na die skerm toe. Dan gaan ons hier na ek dink kom ons gaan na 2 Samuel toe. Uh, 2 Samuel hoofstuk, ek het my notas vandag hier gemaak, 2 Samuel hoofstuk 24, baie bekende gedeelte. En hoor wat sê die woord van die Here hierso. Okay, net om vir julle die agtergrond te gee, David het, ek moes eintlik daai mee begin het, maar David het, ek het gedink om met julle daaroor te praat, want die moslims gebruik is 2 Samuel hoofstuk 24 vers 1, saam met 1 Kronieke hoofstuk 21, die eerste versgedeelte, om vir mense te wys, luister die hele Bybel uit 'n kontras, en dan weet Christene nie om het te antwoord. Miskien sal ek nou daaraan gaan, maar kom ons bly net eers op die subject, en dit te doen met al hierdie goeders, okay? Maar, wat gebeur het, is net om die geskiedenis te gee, is dat, David het die volk getel, en die Here se toorn het ontvlam teen David, omdat hy die volk getel, het gaan oor die manier hoe hy die volk getel het. Daar was 'n sekere manier wat in die wet gegee geword het, as jy die volk tel, hoe dit gedoen moet word. En David het nie na dit opgelet nie, en hy het toe berou gekry, en hy het gesê, Here, asseblief vergewe my. En ons gaan lees daarvan in hoofstuk 24, en ons lees dat David het berou gekry, en hy toe, kom ons lees vanaf vers 1 saam. Hy sê, and the anger of the Lord was kindled against Israel, and incited David, again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against him, saying, go number Israel and Judah. So the king said to Joab, dis nou die hele verhaal wat ek vir jou vertel het, hy het toegegaan, en Joab het toe die volk gaan tel, maar die manier hoe hulle het gaan tel het, was nie reg gewees het nie, was nie reg nie. Maar David het berou gekry, sy hart het hom aangekla, his heart struck him, en hy het gesê vir die Here, I have sinned greatly in what I have done, but now Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. En nou gaan die Here aan, en hy sê daar, kom ons lees vanaf vers 11. And when David arose in the morning, the word of the Lord came to the prophet Gad, David's seer, saying, go and say to David, thus saith the Lord, 3 things I offer you, choose one of them, that I may do it to you. So Gad came to David, dis nou, Gad gaan na David toe, en hy sê vir hom, daar's 3 dinge wat ek jou offer, wat die Here jou offer. So Gad came to David and told him and said to him, shall 3 years of famine come into your land? So dis die eerste opsie is, of daar is, daar's famine, droogte wat in jou land sal kom. Ek moes eintlik hier in die Afrikaans gelees het. Maar alhoewel ek hier lees is, en ek het die Hebreëus hier so hierdie kant langs my en saam met my, om dit vir julle te verduidelik, okay? Maar, dat hy sê, die eerste straf wat die Here jou oplê, wat jy moet nou kies tussen 3 goed. Die eerste een is, daar sal 3 jaar van famine in jou land wees, van droogte in jou land wees, en hongersnood. Or, will you flee 3 months before your foes while they pursue you? Met ander woorde sal jy vlug. Jou tweede opsie is, jy kan vlug voor jou vyande. Hulle gaan jou vir 3 maande lank gaan hulle jou pla en jou verwoes en vernietig, en jy kan vir 3 maande lank vlug. Or the third one, or shall there be 3 days pestilence in your land? Now consider and decide what answer I shall return to him that sent me. Then David said to Gad, I am in great distress. Ek meen, vat jouself, ek sou ook in 'n ontsaglike paniek geval het. Let us fall into the hand of the Lord, for his mercy is great. Let me not fall into the hand of man. En dis ook my gebed, Here, ek wil eerder val, Here,
terwyl ek in die beskermde hand van die Here is. En Dawid het gesê, wat hy gesê het, God het vir hom gesê, jy het 3 opsies, of het is 3 jaar van droogte, met 'n hongersnood, of 3 maande wat jy gaan vlug voor jou vyande, en hulle gaan jou inhaal, hulle gaan jou seermaak, ensovoorts, maar jy 3 maande wat jy gaan vlug, of is 3 dae se pes wat jou stad gaan tref, kies tussen dit, en Dawid het paniek geword, hy het geval, hy het gesê, laat ons asseblief val net in die hand van die Here. En nou sê die woord van die Here vir ons, in vers 15, so Dawid het nie iets gekies nie, hy het gesê dat ek net val in die hand van die Here, maar nie in die hand van mense nie. So the Lord sent a pestilence on Israel from the morning until the appointed time. And there died of the people, nou stuur die Here 'n pes hier onder sy volk in. And there died of the people from Dan, van bo in Israel, to Beersheba, wat redelik suid sit, 70,000 men. And when the angel, daar sien ons weer 'n angel. Is dit 'n malach? Okay. When the angel stretched out his hand towards to Jerusalem to destroy it, the Lord relented from his calamity and said to the angel who was working destruction. Selfde woord wat ons nou gehoor het. Kyk daar bo waar my meisies. So hy sê, ek gaan dit net weer lees. Ek gaan dit 'n bietjie kleiner maak dat ek ook hier kan lees as julle nie omgee nie. So 70,000 mans het geval. And when the angel of the Lord stretched out his hands toward Jerusalem. So die engel van die Here het sy hand uitgesteek. 1 Kronieke 21 maak dit uit, sy swaard uit. Maar hoor wat gebeur? He stretched out his hand towards Jerusalem to destroy it. The Lord relented from the calamity and said to the malach, to the angel, who was working destruction. Daai destruction is dieselfde woord wat ons nou gekry, daar, hy sê net daar, is destroy. Sien julle dit? The angel who was the destroyer. En hy het gesê, it is enough, now stay your hand, and the angel of the Lord. Nou maak die Bybel dit vir ons baie spesifiek. Wie is hierdie? The angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people and said, behold, I have sinned, I have done wickedly, but these sheep, what have they done? Please, let your hand be against me and against my father's house. Hy sê, Here, asseblief moenie hierdie mense tref nie. Ek gaan net aan my ander sagte ware toe om dit net makliker te maak. Kom ons bly net vir 'n oombliekie, want ek wil net weer eens ietsie by hierdie sagte ware sê eintlik bedoel om so op 'n gehoor, maar ek hoop dit help, ek hoop julle kan daarom sien, sê eintlik bedoel om so op 'n gehoor, dit is vir persoonlike Bybelstudie, want hier is maar 'n ander tipe sagte ware. Okay, so wat gebeur is, dat weer eens 3 opsies en Dawid kies nie een, hy val in die hand van die Here en die Here stuur 'n pes en 70,000 mense van Dan tot by Beersheba word getref. Deur wie? Deur wie word hy? Wat die volk tref is pes. 70,000 mans gaan dood. 70,000. Wat ons nou weer daai nommer gehoor? Die van julle wat die taboe reeks sal onthou van die 70 nasies, die 70 disippels, maar nie te min. 70,000 mense word vernietig. 70,000 mense word verslaan. Mans word verslaan. En die Here roep uit. Wie roep uit? Ek meen mense, dis baie duidelik. And when the angel stretched out his hand, Malach stretched out his hand toward Jerusalem to destroy it, the Lord relented from his calamity and said to the angel, so die Here praat met die engel, maar wie is die engel? Hierdie engel was the angel of the Lord, is die engel van die Here.
En wat het hy gedoen? He was working destruction. He was the destroyer. So, die Here is apart van die Mashiach. Die Here, sien julle dit? Is julle met my? Asseblief, as ek te vinnig oor dit gaan of te iets, asseblief praat, julle is die wat nou live kyk, nou nie later op YouTube, dan is ek nou nie hier nie. Maar, dit klink en dit lyk en dit is dat hierdie is apart, hierdie engel staan apart, maar tog is hy engel van die Here, en ons sien dat hierdie engel van die Here, dis hoekom ek nou gepraat het van hy kan sondes vergewe, en as hy wat vir Israel gesê het, in Rigters 2 vers 1, dat julle het gesondig, en ek sal nie meer julle vyande voor julle uitgedryf, en hy praat asof hy die Here is, en hy praat asof hy, Gideon skrik vir hom, en dat hy dink hy het die Here gesien, en ja, dit was die voorinkarnasie van die pre-incarnation, wat is die regte woord, nie die re-incarnation, die pre-incarnation of, reincarnation is wat die boeddhiste glo. Die incarnation is die opwekking of maar die pre-incarnation van Jesus Christus. So, ek hoop julle sien dit en verstaan dit, maar julle moet verlede week se les veral bysit om hierdie week se les te verstaan en om hierdie sessie te verstaan altans. Taboe 24 en 25, en 23, 24 en 25 om dit te verstaan. So, wie is hierdie destroyer? Nou gaan ons weer terug na Exodus hoofstuk 12 toe. En hy sê daar in Exodus hoofstuk 12 vers 23, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur nie verbygaan nie, en die verderwer nie toelaat om in hulle huise in te gaan om te slaan nie. So, die Here God, Jahwe, ek gebruik net God se heilige naam daar, gaan by die deur verbygaan en hy laat nie toe dat die Mashiach ingaan nie. En later sien ons dat hierdie Mashiach is die engel van die Here. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ons kyk daarna. Kom ons gaan hier na Numeri hoofstuk 23 toe. 22. OK. Ek moet eintlik hierdie, ek wil nog net 'n paar minute lees, ek wil net iets lees, net 'n hele gedeeltjie lees, dat julle die konteks verstaan. Ek sal net weer vinnig eintlik het verduidelik, dat julle dit by die huis kan gaan lees, maar Numeri 22 lees ons dat Balak stuur na Bileam en sê, kom vervloek die volk van God, kom vervloek Israel vir my. En Bileam sê toe, okay, weet vir die manne wat gekom het. En Bileam was 'n tovenaar gewees. Hy was 'n, wat sê regte woord, hy was 'n nou het ek die naam nie op my tong nie, maar hy was 'n medium gewees. En die Bybel beskryf dit ook vir ons, dat hy die loon van en die Here beskryf ook in Openbaring, dat hy die weg van Bileam wat hy haat, maar nietemin is, nou sê hy vir die manne wat na hom toe kom, om te kom haal, om na Balak toe te gaan, om Israel te vervloek, want Balak is nou bang vir Israel, en hy sê ook, hy bly hier, ek gaan vanaand bid. Het is nogal vreemd dat hy gaan bid, en hy gaan bid tot die Here, en ons sien daar, wat toe gebeur het op 'n tyd. Kom ons lees wat gebeur hierso. Hoor wat sê die woord van die Here daar in vers 19. Nou dan, bly julle nog vandag oor, dis die manne wat na hom toe gekom het van Balak af, en God het in die nag, daai is net Elohim, het in die nag na Bileam gekom en na hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar wat ek jou sê, moet jy doen. Toe maak Bileam môre klaar, sal sy esel in op, en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Moab is vandag bekend as Jordanië. Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het, en die engel van die Here het gaan staan
in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard. Ontblote swaard. Nou, hierdie woord ontblote swaard, ons sien wie is hierdie? Dis die engel van die Here, wat met sy ontblote swaard staan. 2 Samuel, wat ek nou net gelees het, toe die engel van die Here sy hand uitsteek, gebruik nie daar die woord swaard nie, maar jy kan dit wel lees in 1 Kronieke, hoofstuk 21, kan jy lees dat dit was die engel van die Here, wat sy swaard uitgesteek het. En die Here het 'n pes, nou ons gaan nou weer terug na Israel toe, en die Here het 'n pes onder Israel beskik, en van Israel het daar 70,000 man geval. Hierdie was nou in Dawid se tyd, onthou julle. En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes, en terwyl hy dit verwoes het, die Here dit gesien, en dit het hom berou oor die onheil, en hy het die engel wat die verwoesting moes aangerig het, gesê, genoeg het, trek na jou hand terug, en die engel van die Here het by die dorsvloer van Oronan gestaan. Toe Dawid sy oopslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en met sy hemel, met sy ontblote swaard in sy hand, oor Jerusalem uitgestrek. So, selfde engel van die Here met ontblote swaard. Nou, ons wil eintlik die vraag vra, wie is die engel van die dood wat ons ken? Hierdie sogenaamde doodsengel. Want mense bestraf vandag, het jy al agtergekom met counseling sessies aan, ek bestraf die doodsengel. Waar kom jy aan daai konsep? Wie het dit vir jou geleer? Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Want wie is daai in hakkies doodsengel? Versien julle die grond waarop jy staan, die grond waarop jy loop? Want wie is daai doodsengel in die Bybel? Moenie sê dit is die vyand nie, want daar's geen skrifverwysing daartoe nie. Dit is die engel van die Here wat verwoesting aangebring het. Ek het vir julle in Hebreëus gewys, die Hebreëse woord Mashiach, wat gebruik word vir die verwoester in Exodus, ook in 2 Samuel, dis die engel van die Here, en ook hierso, toe die engel van die Here, daar's net een, die engel van die Here, sy swaard uitgesteek het. Dit is net dat hy uit 'n sekere taak het die engel van die Here daar verrig, en dit was of 'n sekere straf meegebring, en dit was om wel in Egipte dood aan te bring, aan die Egiptenaars, en aan elkeen wat nie die bloed op hulle deurposte gehad het nie. Maar wie dink jy is jy, en het jy al gehoor mense sê, ek bestraf die doodsengel, ons staan teen die doodsengel, dan staan jy teen die engel van die Here. Want dit is, ek wil net hoor, sit dit van die kommentaar, verstaan julle die punte, ek wil net dots connect vir julle, dis al wat ek doen vanaand, dis hoekom dit 'n lesing is wat ek met julle doen, en so ek hoop julle sien dit raak. So wat ek probeer doen het met die vorige sessie en met die een voor dit is, maar veral met vorige ene, is dat wie is die engel van die Here, wat doen die engel van die Here, wie is sy identiteit werklik, en dat hy mag om te vergewe, hy mag om selfs die volk, ek kan weer nou terug gaan lees dit net, Rigters 2 vers 1, en daar soveel ander, Jakob wat gestry het met die engel van die Here. Hoe weet ons dit was die engel van die Here? Die Bybel sê hy het met 'n man het met hom geworstel, wel Hosea 12 sê vir ons, dit was die Here gewees waarmee, dit was die engel van die Here, en daai engel van die Here is die Here gewees, is die Here God almagtig, en dit is hoekom Gideon, mense, ons kan die hele tyd deur die skrif gaan, ek haal net nou, skrif gaan nou net deur my kop, Rigters 6, kyk wat gebeur oralste in die woord van die Here. So nou, weer eens om het saam te vat, om vanaand vir julle dit mooi duidelik te gee, is dat Exodus hoofstuk 12, gaan die Here en hy sê, ek sal vanaand eintlik wat die Here sê, is hy trek as verwoester uit vanaand. Hy trek as die sogenaamde doodsengel uit, want wie het die eersgeborenes doodgemaak? Antwoord my in die kommentaar, wie het die eersgeborenes in Egipte land doodgemaak? Wie het hulle getref? Wie het hulle getref?
dit was, om het agtertoe eers te vat, dit was die verwoester gewees. Wie was die verwoester? Die engel van die Here. Wie is die engel van die Here? Later in die Nuwe Testament sien ons, maar moenie ooit praat asseblief, want dit is teologies verkeerd om te sê dat Jesus is die engel van die Here. Jesus is hoër as die engel. Die Bybel beskryf dit in Exodus, in Hebreërs hoofstuk 1. Maar in die Ou Testamentiese, as jy het so praat, dan val my faals in my kop reg. Want daar is 'n lering wat rondgaan wat sê Jesus is net 'n engel. Jesus is die engel van die Here wat, en is veral onder die Adventiste leer is dit bekend, wat nie waar is nie. Daar's geen skrif vir dit nie. Maar dit is, om terug te kom na die lesing toe, is dit is in die Ou Testament, daar in Exodus 12, die vraag wat ons wil vra is, en ek gaan weer die vraag vra, wie is die doodsengel? Dis die verwoester. Wie is die verwoester? Ons sien later aan, dis die engel van die Here. Wie is die engel van die Here? Dit is die tweede Jahwe figuur, wat ek oor gepraat het, wat Alan Siegel ook oor praat, The Two Powers in Heaven. Ek het sy boek, The Two Powers in Heaven, en dis waar die vorige 2 sessies, 3 sessies, moet julle saamvat om te lees, om te sien, dat daar's hierdie 2 figure, ons sien hierdie, en ek het dit vanaand net probeer vinnig met julle vir julle verduidelik. Maar ek hoop dit het iets vir julle beteken. Miskien moet ek afsluit met hierdie gedeelte. Gee my net 'n oomblik kans, en dan kyk ek net gou ietsie, en dan sluit ek gou af. Of voordat ek afsluit, net om my punt te bewys, kom ons gaan na Psalm, kom ons gaan na Psalm 105 toe, en hoor wat sê die woord van die Here, net om vir julle skrif te gee vir alles. Psalm 105, want mense sê, die doodsengel, in vandag se terme, en met counseling sal jy hoor, die doodsengel is die duiwel. Het julle dit al gehoor? Sê vir my in die kommentaar, het julle dit al gehoor, dat die doodsengel, ek is skuldig hieraan, vir jare gewees, is dit, dat sal mense met counseling, of met dit, of met dat, sal hulle sê die doodsengel is eintlik die vyand, dis 'n vyhandige gees. Is dit so dat mense dit sê, het jy dit geglo? Wees eerlik genoeg, be man or woman enough to say it. Okay, so dan kyk ons nou, want waar kom dit vandaan? Die doodsengel het die Egiptenaars getref. Dis waar dit vandaan kom. Maar eintlik kom dit van ander plekke ook, soos ek nou vir julle gewys het met Jerusalem. Daar 70,000 manne wat dood gegaan het ensovoorts. So, maar ons sien dit net nie raak as ons nie die hele skrif saamvat nie. So, kom ons kyk daar in Psalm 105 vers 26, hoor wat sê hy daar. Hy sê, hy het Moses sê, 25, ekskuus tog, wees net vir 'n oomblik net geduldig met my, die Afrikaans en die Engels verskil so baie. Hierso vers 36. Hy het ook al die eerstgeborenes in hulle land gedref en die eerstelinge van hulle krag. Praat van wie het hulle getref. Hy praat van dat die Here het gespreek, dat hy hulle getref het. Dat hy, waar's al die eerstgeborenes in die land getref? Wat se land is dit? Daar's net een so land wat die eerstgeborenes getref is. Dit is Egipte. En hy het ook die eerstgeborenes in hulle land getref. Wie het? Die Here. Die eerstelinge van hulle krag. Okay, hoor wat sê Psalm 135, net so julle kan sien, is duidelik die Here, want hy sê dit in Psalms, sê hy dit is die Here. Sien julle daai, as prins is daai lyn, tussen die 2 figure, wil ek dit so sê, is as prins geblur, sodat ons daaruit kan sien, soos wat die Jode vir baie jare geleer en geglo het, the 2 powers in heaven. Vir hulle is dit glad nie, anyway, kom ons kyk in vers 5. Waarlik, ek weet die Here is groot en ons Here is groot bo alle gode. En nou praat hy van, en hy sê dat, daar in vers 8 sê hy praat, dis Here wat in die woord is, waarlik, ek weet dat die Here groot is, ons Here bo alle gode is,
Alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Hy wat die dam te laat opgaan het van die einde van die aarde af, en die bliksemstrale by die reën maak, die winde uit sy skatkamers laat uitgaan. Hy kom uit die boek van Enoch ook uit, so by the way. Vers 8, want die eerstgeborenes, wat die eerstgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van diere. Wie het dit gedoen? Die Here. Groot bo alle gode. Juist die plaagte was teen die gode van Egipte gewees. Okay? So wie die eerstgeborenes doodgemaak? Jy sien, ons moenie net een hoofstuk lees en toemaak en sê, okay nee, daai doodsengel is die vyand. Lees jou hele Bybel. Lees jou hele Bybel. Dan sien jy, die ene wat die eerstgeborenes getref het. Ek meen, Eksodus 12 sê dit vir jou in soveel woorde, maar later in die Bybel sien jy dit. As soos hierdie skrifgedeeltes wat ek nou voor jou sit, sien jy dat dit was die Here wat hulle getref het. En daai verderwer, ons noem dit net 'n doodsengel, maar daai verderwer is die Here gewees. Hy sê weer, waar ek weet dat die Here groot is bo alle gode is. Alles wat die Here behaag doen hy. En nie wat hy sê die Here, onse God, Here bo alle gode is. Hier is spesifiek gemik ook op Egipte se gode. Maar nietemin, alles wat die Here behaag doen hy in die hemel en op die aarde, op die see en al die dieptes. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde, van die bliksemstrale by die reën maak, die wind van sy skatkamers laat uitgaan, wat die eerstgeborenes van Egipte getref het. Wat die eerstgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee. Baie duidelik is dit die Here. Psalm 136, vanaf vers 3, loof die Here, der Here, want sy goed en tierenheid is in ewigheid. So hy praat nou van die Here, hy wat alleen groot wonders doen, hy wat die hemel, en so gaan hy aan, hy wat die groot ligte gemaak het, hy wat die goed en gaan hy aan, die son en die maan, nou gaan hy aan, dieselfde, wat die Egiptenaars getref het in hulle eerstgeborenes, wat sy goed en tierenheid is tot in ewigheid. En Israel onder hulle uitgeleid, want sy goed en tierenheid is tot in ewigheid. Sien julle dit? Ek probeer vir julle wys, die tension tussen, ek noem het tension, ek weet nie wat so ander woorde nie, tussen, want jy gaan, as jy glo dat die doodsengel is die Satan, of is die duiwel, of wat ook al, dan sit jy met 'n heresie, want waar kom jy daaraan? Dis maar net wat vir jou geleer is, dis maar net dinge wat vir jou gesê is, daar is nie skrif daarvoor, daar is nie skrif wat hy die doodsengel was, wat die Egiptenaars getref het nie, daar is nie skrif, dis die Here, maar kan jy sien dat die Here kan uitgaan as 'n verderwer? Want by die Here is ons by magte om te straf en te seën. Ek meen, is Hanna se gebed ook gewees. Die Here is by magte om dood en lewend te maak, dis wat Hanna bid, ensovoorts. So, die Here kan uittrek as verderwer, as teestander, en miskien moet ek met hierdie vir julle volstaan, want julle gaan met hierdie te doen kry, een of ander tyd in jou lewe, en ek dink is 'n goeie plek om af te sluit. Kyk bietjie wat sê 1 Kronieke, dat ek het die skerm draai. 1 Kronieke, en hoor wat sê die woord van die Here daar, in hoofstuk 21. Eintlik het hierdie niks te doen met, so miskien sal ek gaan dit nie noem nou om julle die mekaar te maak nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan julle 'n vraag vra, en dan vra ek dat julle volgende week my sal antwoord. Okay, so ek het nou vir julle huiswerk. Is dit reg so? Vat julle hierdie offer op, ekskuus vir hierdie bloed op my voorkop, vat julle hierdie offer op, hierdie huiswerk? Okay. Nou, dis die volgende. Ek sien nog nie kommentaar nie. Maar hoor wat sê 1 Kronieke hoofstuk 21 vers 1, en die moslims hou van hierdie. Nie altyd nie, as hy die Bybel ken, sal hy dit noem. Toe het die Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Okay? So, wat sê die Bybel daar? Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Maar kyk wat sê 2 Samuel
hoofstuk 24. En die toorn van die Here het weer teen Israel vlam, en hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. So, dis 'n baie groot kontras. Wie is dit wat Dawid aanhits? Kom ons lees dit weer. En die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam, en hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Maar tog sê 1 Kronieke hoofstuk 16, dat, ekskuus tog 1 Kronieke hoofstuk 21, sorry, toe het die Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om hulle te tel. So hierdie is 'n groot kontras. Is dit Satan of is dit nou die Here? Jou antwoord, geliefdes, lê nie in jou moedertaal nie. Afrikaans is maar 'n jong taal. Hoe oud is Afrikaans? 200 jaar? Nie Engels nie. Die Engels soos ons dit vandag ken is nie 'n ou taal nie. Dit is 400, soos ons dit ken. 300 jaar oud. Voor dit was dit bietjie meer confusing Engels. En voor dit was dit nog confusing Engels. Voor dit was dit nog confusing, ook Engels, maar dit lê nie in een, of in Afrikaans, Engels, Xhosa, Ndebele, Tswane, of in een ander, dit lê, met alle respek nou, dit lê nie in Latyns of in enige iets anders nie. Jou antwoord lê in die Hebreëus. Wat die Hebreëus hier sê. En ons kan dit nie sien met ons blote oog nie. So, as ons so lees, want ons sien, toe het die Satan teen Israel opgetree. Nou lees jy ander gedeelte, en die Here het Dawid eintlik teen Israel, wat sien is dit nou? Dis confusing. En, wat gaan die aan? En die moslims like dit om dit aan te bring. So, as die Here wil, volgende week sal ek met julle praat daaroor. Ek hoop julle het dit vanaand geniet, en ek hoop julle waardeer hierdie taboe, en ek wil julle vra asseblief, geliefdes, dat julle, nee, ek sal nie sê jy moet die Hebreëse Bybel lees nie, wat ek net sê is die Hebreëus maak dit vir mens duideliker, ek sal dit vir julle gee, maar nou nie, want julle moet onthou ook, dat jy kry nou ook die Hebrew Roots Movement, hierdie ouens het nou weer net die Hebrew Roots toe gaan, en hulle doen die snaakste goeders, ek weet wat hulle doen nie, daar is 'n gesonde Hebreëus, bedoel net om die skrif in die Hebreëus te kan, en ek sal met julle deel wanneer ek julle volgende week sien, as dit reg is. Maar ek wil julle vra, met ons volgende sessies, ek wil begin vra by mekaar maak, so as jy vra het oor die taboe-reeks, nou nie, maar vra het oor die taboe-reeks, jy is in die taboe-reeks, en jy luister na die taboe-reeks, wil jy nie asseblief 'n e-pos stuur, na daai info toe nie, info@dionallers.co.za, begin jou ding so, vra oor die taboe-reeks, en dan vra jy en dan sal my vrou dit uitprint, en vir my gee, en ek sal dit op 'n tyd gaan ek 'n sessie net toewy, aan die hoofvrae wat ek kry, so, asseblief, stuur vir my julle vrae, maak saak wat se vrae gewees het, gaan my ook help van die boek wat ek wil skryf, om mense se vrae te antwoord. Ek hoop hierso by u leer julle klaar baie, en hou aan bid vir ons asseblief, baie goeie nuus gekry oor myself nie, oor my eie gesondheid nie, maar ek vat dit nie in Jesus naam nie, ek noem dit net vir mense, al hoekom ek dit vir julle noem is, bid asseblief vir my, bid vir my vrou, bid vir my kinders, bid asseblief vir ons vra die beskermende hand van die Here Jesus af oor ons, ek het glad nie goeie nuus gekry vandag nie, maar ek vat dit nie, ek kanselleer dit in Jesus naam, maar help ons om vir ons te staan, om vir ons te bid, want gebed dra ontsaglike krag. Die Here seën vir elkeen van julle, en ja, vir elkeen wat wil saai in die bediening in, ons het regtig waar u finansiële ondersteuning nodig. Asseblief, help ons, as jy hier kos kry jy hier geestelike kos, asseblief, saai in hierdie bediening, en mag die Here vir u seën. Amen en amen.